Vriende, ons lees vanmôre uit Markus hoofstuk 10. Bekende gedeelte, Markus 10 vers 35. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, kom toe na Jesus toe en sê vir hom: Here, ons wil graag hê u moet vir ons doen wat ons vir u gaan vra. Wat wil julle hê moet ek vir julle doen, het Jesus hulle gevra. En hulle het hom geantwoord: wanneer u as koning heers, laat ons dan langs u sit. Een aan die regterkant en een aan die ander kant, aan die linkerkant. Julle weet nie wat vir julle vra nie, sê Jesus vir hulle. Kan julle die belydingsbeker drink wat ek vir julle gee? Of moet die doop gedoop word waarmee ek julle gedoop het? Ons kan. Hulle het hulle vir Jesus gesê. Dit is 'n interessante stukkie geskiedenis hierdie, is 'n mooi storie. En dit laat vir 'n mens net weer besef dat as Jesus sy disippels roep, dan roep hy doodgewone mense. Die moet jy nou maar onthou, dis doodgewone mense wat hy roep. Want hierso aan die einde van Jesus se bediening wat hy al begin praat oor sy weggaan, sy sterwe aan die kruis, kom die disippels wragtig nog en dan sê hulle: nee, maar as u nou die aardse koning word, kyk wat dis hulle gedagte, as u nou die aardse koning word, dan wil ons nog net aan die linkerkant en aan die regterkant sit. Dan wil hulle sê: maar my aarde, het julle na niks geluister wat die man vir julle geleer het nie? En dan sê dit vir ons, dis 'n egte storie. Dis 'n storie wat 'n mens herinner dat Jesus met gewone mense werk. Dis nie bloot 'n hemelse drama wat hom afspeel hier op aarde nie. Hy gebruik gewone mense. Maar stel jou voor, jy en ek sit vanmôre voor, Jesus is aan die woord, hy's aan die doen, hier's 'n skare mense, hy bedien hulle, en ons is bevoorreg om heel voor in die voorste gestoeltes te sit en te hoor en te sien wat Jesus alles sê en doen. Kan jy dink hoe ongelooflik dit moet wees? Ons sien hoe Jesus mense gesond maak. Ons sien hoe hy 'n weduwee se seun, offisier se dogter, lewendig maak. Ons sien hoe hy kos vermeerder. Ons sien hoe hy uitreik na doodgewone mense, hoe hy hulle lewe verander. Ons sien hoe hy water verander in wyn en hoe hy saam partytjie hou vir 'n week lank by 'n huweliksgeleentheid. Ons sien hoe hy golwe en wind laat bedaar. Ons sien dit. Maar vriende, en dan as ons mooi die opsom wat Jesus eintlik vir hulle wil leer, en hy sê vir hulle: ek leer julle om vir my te volg en om te doen soos ek doen. En die ouens vra vir hom: wat doen jy so anders as die gewone leier, geestelike leier? En Jesus sê: ek bedien met liefde. Dan skram ons weg. Ons het tog om een of ander rede het ons 'n bietjie vrees vir liefde. Jy moet jou naaste lief hê. As ek nou vat die een teologiese vraag om dit so te stel, wat ek al ooit gevra is in my bediening, die tyd wat ek hier was, en nie by julle daar, maar op ander plekke ook. Dominee, wie is nou jou naaste? En dat is nou nie om te sê, ek wil nog meer naaste sê nie, dat is gewoonlik om te sê, ek wil minder maak. Ek wil nie toch nie naby die mense wees nie, want so sê vir my dominee, wie is jou naaste? Ons hou nie daarvan om te praat oor die ou wat jou pad kruis is jou naaste nie. Ons hou nie daarvan nie. Ons hou van teksgedeeltes wat sê, julle is priesters, konings, profete. Yes, ja, wat moet ons nou doen? Ons hou daarvan as ons hoor, ons het hemelse, goddelike gawes. Ja, dat ons die duiwel op sy plek kan sit. Ons hou van mense wat sê, die Here het vir my gesê. Ons hou van sulke mense, want ons dink is ouens met spesiale magte en kragte. Ons hou van mense wat kan sê, die wil van die Here is die volgende. Vriende, ons werk met God. Ons werk met God. God is groter as ons gedagtegang partykeer. En partykeer wil hy as fris hê, ons koppe moet so 'n bietjie stamp. Partykeer wil hy ons moet so 'n bietjie worstel met iets.
En ons het sê, maar Here, het ek hier verkeerd gehoor? Ja, jy het hom verkeerd gehoor. Hy het baie stemme. Maar die punt is, ons sukkel met die liefhê gedeelte. Ons sukkel daarmee. Ons hou van die gedeelte wat sê, ons moet bietjie na mekaar omsien en mekaar uitsorteer. Ek onthou hoe daar 'n kweekskooldosent, ek dink dis Dirkie Smit, hoe hy een keer by 'n gemeente gekom het en toe hy kyk, staan daar op die kanselkleed, so spreek die Here, Here. Nou Prof Dirkie, weet nie of julle iets van hom weet, maar hy's briljant slim. En hy het gekom en hy het sy baadjie gevat en dit oor die woorde gegooi en gesê, hierdie kans kan ek nie vat nie. Ek kan nie hier bo staan en julle dink ek sê, so sê die Here nie. Ek kan nie so 'n kans vat nie. En dan kom Jesus en dan sê Jesus, ja, mense misbruik baie keer ook hulle posisie in die kerk. Misbruik hulle om ander te oordonder. Dan sê vers 43 wat ons gelees het, hy sê, maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen onder julle wat eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys. Jesus, vriende, word aarde toe gestuur, omdat hy dit nie meer kan hou in die hemel nie, en dan sê God, nou kan jy maar gaan, jy moet nou gaan liefde leef, maar jy gaan nie 'n heerser wees nie, jy gaan nie 'n groot kerklike wees nie, jy gaan 'n slaaf wees, doellos. Dis waar disipel vandaan kom. Jy gaan 'n doellos wees, jy gaan 'n slaaf wees. Dan sê op aarde kom, dan sê, en julle wat my wil volg, julle moet ook slawe wees. Nee, as julle my wil volg, moet julle slawe wees. En dan gaan lees 'n mens, na die eerste disipels wat geroep word, Jakobus en Johannes, Markus 1 vers 16. Eendag, toe Jesus langs die see van Galilea loop, het hy vir Simon en vir Simon se broer Andreas gesien. Nou is die ander gedeelte, maar kom ons lees hom maar. Hulle was besig om hulle werpnette in die see te gooi. Hulle was vissers van beroep. Hy het vir hulle gesê, kom hier, kom saam met my, en ek sal julle vissers van mense maak. En dan, onmiddellik het hulle nette gelos. Ja, Jakobus en Johannes was net voor hulle geroep. Onmiddellik los hulle nette. Vriende, ons sukkel om die aardse dinge te los. Ons sukkel om die aardse manier te los, want ons wil altyd tog so graag in beheer wees. Ons sukkel met die woordjie onmiddellik. Ons sukkel met die woordjie dadelik. Hulle het hulle nette gelos en Jesus dadelik gevolg. Ek lees dat Stefan Joubert oor die gedeelte skryf, dan sê hy, Jesus kom vra dat sy volgelinge die Jesus loop moet doen saam met hom. Maar as ons nou 'n ander loopsliedjie ook wat julle baie goed ken. Lank terug was daar so 'n liedjie gewees. Maar hierdie is die Jesus loop. As jy Jesus wil volg, moet jy loop soos Jesus geloop het. Hoe? Jy loop met 'n hart wat uit gaan na mense toe vol liefde. Daar is so amper 'n Egiptiese woord, 'n Griekse woord wat vertel van die hart wat uitgaan na mense toe. Splagnitzomai. Splagnitzomai, my maag is sommer 'n draai want ek in Grieks was nie groot vriende nie, maar in elk geval splagnitzomai sê my hart gaan uit na my naaste toe. My hart is eintlik so dat hy liefde lek. Hy kan nie anders as om by mense te wees nie. Dit was die inding in daai tyd. Die adelike mense in daai tyd is geleer, die mans is geleer, hulle moes met hulle neus in die lug loop. Want hulle was nie deel van die aardse manier van doen nie. So die adelikes het hulle neus seker maar vir die reuk in die straat. Die vroue moes weer kop afloop. Hulle mag die wêreld in die oë gekyk het nie, want dan het hulle die wêreld verlei. So die arme vroue moes weer so loop. En dan kom Jesus en dan sê hy is 'n slaaf. Nou van 'n slaaf het hy gesê, 'n slaaf is servus currens. 'n Slaaf moet hardloop, pappa. 'n Slaaf moet hardloop, 'n slaaf moet nie speel nie, hy moet hardloop. En Jesus kom en sê, ons loop nie met ons neus in die lug of ons kop in die grond nie. Ons is slawe wat hardloop om Jesus se liefde te deel aan ander rondom ons. En hierdie woord dadelik vinnig kom 40 keer in die evangelies voor, net so terloops. Daar is 'n goeie prediker met die naam Leonard Sweet.
Hy is nie van Roundtree nie, hy is Leonard Sweet. Leonard Sweet het gesê, most pastors will never be fishers of men, because they are too busy mending the nets. Vriende, baie keer hoor ons van die goed. Ja, ons moet liefde leef. Ja, ons moet omgee vir mense. Ja, ons moet uitreik na mense, maar ons kom nooit van ons stert af op nie. Ons bly sit in die sand, terwyl Jesus al verder verby ons stap. Splag niet so maai. Mag die Here vir ons die vermoë gee om lief te hê. En dan lees ons verder in Markus hoofstuk 6 vers 36, as Jesus op 'n stadium 'n menigte mense leer van die evangelie, van die verlossing, dan raak dit laat, en dan sê die disippels, maar nou, jy moet nou ophou preek. Jy moet nou die mense huis toe stuur, hulle is honger. Dan sê Jesus, waar moet ek hulle heen stuur? Hier is nie 'n winkel naby nie. En dan sê, wat se kos het julle? En dan sê een ouetjie, ek het kos, my maat van 2 visse en 5 broodjies ingesit. En dan sê die disippels, maar wie gaan eet, wie gaan kyk? En dan sê Jesus, bring dit vir my. Bring dit vir my, en dan maak hy dit meer. Dit gebeur by 2 geleenthede. Hy maak dit meer. En wat wil Jesus vir ons sê? As ons in daardie treintjie is, in daardie Jesus loop proses is, om Jesus te volg, hoef ons nie noodwendig alles te gee wat die wêreld nodig het nie. Ons gee vir Jesus, en hy gee, hy maak meer soos nodig. Jesus maak nie net mense gesond nie. Hy maak nie net mense dat hulle weer loop nie. Hy gee vir hulle ook kos. Maar hy maak ook sy tafel ruimer. Ek lees iewers in Markus 2, lees ek hoe Jesus saam met die tollenaars, en die tollenaars was die uitgeworpe mense, hy gaan eet saam met hulle. Hy gaan sit saam met hulle aan 'n tafel, wat 'n intieme oomblik is, en hy bring hulle saam. Sy tafel verruim. Word groter. As hy die nagmaal instel, dan weet hy voor sy siel, Judas gaan vir hom verkil, hy gaan vir hom oorgee, maar hy bedien aan hom ook nagmaal. Hoekom? Want sy hart is vol van liefde vir die wêreld. Hy is hier om te dien. Een van die mooie stories in die Bybel wat vertel van Jesus se hart. Hy is op 'n keer besig om mense gesond te maak in 'n huis. En dan kom daar 2 mans aan met hulle vriend op 'n draagbaar. En hulle besef, hulle gaan nooit by die deur inkom van die huis nie. En dan tel hulle hom op die dak, hulle het ons platdakke gehad, maar daar was ook maar tipe plate gewees. En dan maak hulle die dak oop, en dan laat sak hulle ou vriend, vir wie hulle so lief is, laat sak hulle vir hom in die huis in, tot voor Jesus. Ek dink Jesus het gesmile, want hy is nog besig om te leer, die volgende oomblik, hier sak 'n bed in die hemel uit, wil ek amper sê, en hy maak hom gesond. Ek wil Jesus kom nie en sê, wat se nonsens is die? Vat weg die man. Hy breek julle huis af. Hy maak hom gesond. Jesus leer ons om die Jesus stap te doen. Hy leer ons om 'n hart te hê vir kinders. Hy leer ons om vrygewig te wees. Ek lees ook by 'n ander ou wat oor die goed skryf, hy sê, hy het in 'n huis groot geword, waar sy ma en pa goeie kerkgangers was, en hulle het gereeld, maandeliks, het hulle dankoffer gegee, elke maand stiptelik. Hy sê, maar as hy nou terugkyk, dan dink hy, sy ma het baie keer mense weggejaag en gesê, ek het klaar gegee, dis nie nou tyd vir jou nie, ek gee elke maand vir die kerk. As ons vrygewig wil wees soos Jesus, gaan daar tye wees wat ons eie reëls sal moet breek. Jesus kom, en Jesus kom dien. Die laaste verhaal wat vir my kosbaar is, as die disippels vir Jesus wag, Jesus het opgestaan uit die dood, hulle moet vir hom gaan wag in Jerusalem, daar raak Petrus en van sy pelle moeg gewag. Maar wat doen 'n visserman as hy moeg gewag is? Hy sê, yes boys, wie gaan saam vis vang? Dan gaan vang hulle vis. En as dit lig begin word, dan sien hulle, daar is iemand op die strand, en dan vang Jesus hulle uit. En weer eens is dit nie die geval van, hey, wat maak julle daar so nie? Kom, verduidelik nou. Nee.
As hulle langs die viswaters aankom by Jesus, of dan sien hulle dis Jesus, dan brand die vuur al. En Jesus sê, kom sit, kom eet, ontbyt. Kom sit, kom eet, ontbyt. En as hulle klaar geëet is, dan is dit seker een van die grootste gesprekke wat gevoer word tussen God en mens, as hy vir Petrus vra, Petrus, het jy my waarlik lief? Jesus kom vra dat ons hom sal volg, dat ons die Jesus loop sal doen. Maklik? No ways. Ongemaklik? Verseker. Maar ek en jy, ons sit vanmôre hier, sê dat ek en jy anders wil wees. Mag die Here hierdie gemeente, wat in hierdie stadium soekend is na 'n leier, mag die Here vir julle seën met iemand, wat ook sal sê, ek is wat ek is, maar ek is oortuig dat ek die Jesus loop doen. Mag die Here vir julle seën. Amen. Here, ons bely dat ons baie keer U volg, maar op ons eie terme. Ons het ons eie voorwaardes, Here. Ons het ons eie grense. En as ons na U kyk, dan doen U die wêreld net op 'n ander manier, leer U vir hulle van wat liefde is. Van wat naaste lief is. Here, kom leer vir ons ook in hierdie week, hoe U ons wil gebruik. Here, dat ons sal luister na wat U vir ons sê, dat ons sal kyk wat U doen, want U leer ons van opregte liefde. Help ons om te vergewe. Help ons om 70 maal 7 keer te vergewe. Help ons om te aanvaar, oor en oor. Maak vir ons plek in ons hart, sodat ons meer mense kan innooi. Maak dat ons U vertrou, Vader. Dat ons weet dat vir U die onmoontlike moontlik kan wees. Ons bid nou dat U met ons sal wees in die dag, behoed ons, bewaar ons. In Jesus se volmaakte naam. Amen.